Dis 6:15. Volgens die Vryheidsfront Plus in die Tshwane Metro word inwoners toenemend met buitensporige en moontlik onregmatige boetes vir beweerde peutering met voorafbetaalde kragmeters gekonfronteer. Die party waarsku ook teen 'n moontlike patroon van intimidasie en korrupsie waar inwoners na tegniese herstelwerk deur inspekteurs beskuldig word en selfs glo versoek word om kontant te betaal om boetes te laat verdwyn. Ons kry meer besonderhede by Grandi Tennyson, VF+ raadslid en caucusleier in die Tshwane Metro. Grandi, goeiemôre. Goeiemôre Susan en aan die luisteraars. Grandi, hoe wyd verspreid is hierdie probleem volgens julle in die metro en is daar spesifieke gebiede waar dit meer voorkom? Weet jy, dit was op 'n tyd gelede nog redelik ernstig gewees. Daar was baie klagtes gewees van publiek. En toe het ons dit in daardie tyd begine vasvat en het dit afgeneem, maar dit is nou weer besig om redelik ernstig na vore te kom. En dit is verspreid oor die stad. Dis nie net 'n bepaalde gebied waar dit gebeur nie. So dit is 'n geweldige probleem. Ons het nou bewyse van ten minste 2 sake waar die persone beboet word tot en met R75.000 dat hulle gepeter het met die meter en dat hulle ook dit uitgebrug het en daarom nie nodig het om prepaid krag aan te koop nie. In beide hierdie gevalle was daar vooraf 'n klagte gewees oor elektrisiteit en het die stad uitgekom, dat iemand daaraan gewerk en 'n dag of 2 later dan daag daar tegnisie op wat sê nee, hulle het gepeter en dan kry hulle die boete. Dis die volgende wat gebeur. Nou, in sekere gevalle weet ek in die tyd wat ek die goed ondersoek het toe ek nog die burgemeesterskomitee lid was, het dit duidelik geword dat van hierdie tegnisie gaan uit. Hulle moet werk aan die krag en dan het hulle nie die bepaalde toerusting of onderdele nie en dan brug hulle hom uit om die krag te herstel. Hulle kom nooit terug om die toerusting of om die saak reg te stel nie. En dan die volgende ou, wanneer hy kom vir 'n lesing, dan vind hy hierdie ding is uitgebrug en so word die publiek dan beboet daarvoor. En ek dink dit is baie onredelik teenoor hulle. In hierdie 2 gevalle het daar ook selfs mense gekom en hulle genader en gesê, maar as julle vir ons R10.000 of R12.000 betaal, dan sal hierdie boete weggaan. So dit wil voorkom asof hierdie absolute korrupte spil is met kontrakteurs wat buite hierdie goed doen en dan die binnekant waar hulle dan hierdie boetes reik, amptenare wat hierdie boetes uitreik aan die binnekant. Grandi, is daar stappe wat geneem kan word binne die metro om basies hierdie persone, hierdie amptenare vas te vat? Is daar 'n stelsel vir 'n remedie waar hierdie inwoners beskerm kan word teen afpersing en hierdie boetes? Maar weet jy, op hierdie stadium skop die stad daarteen vas, hulle luister na geen rede nie. In beide hierdie gevalle in die een geval is die persone het hulle gewend tot die hof en was dit 3 dae voordat die sperdatum daar was, is daar met die stad geskik. Want die bewyslas moet tog sekerlik lê op die stad om te sê, jy het gepeter, hier is die bewyse dat jy gepeter het. Die feit dat daar aan jou kragboks gewerk is, onthou die kragbokse in die meeste gevalle staan in die straat, dis 'n openbare area, so enige ene kan toegang daartoe verkry. In baie gevalle, in meeste gevalle, is daai bokse nie eers gesluit nie. So van die stad se kant af behoort hulle dan in te gaan en hierdie goed te gaan ondersoek, want daar is 'n meganisme, as jy hierdie boete kry of daarvan beskuldig word, dan moet jy onmiddellik 'n dispuut loods en daar's 'n vooraf vorm by disputes@tshwane.gov.za wat jy kan aflaai, voltooi en dan kan jy hierdie ding in dispuut laat. En dan moet hulle dit eintlik ondersoek en dit is waar die stad dan faal. Hulle ondersoek dit nie op hierdie stadium nie.
Watter raad het jy vanoggend aan inwoners wat dalk ook slagoffers is, maar wat net nog nie na vore gekom het met die probleem nie? Kom ek begin deur te sê, indien jy 'n probleem aanmeld met jou elektrisiteit en jy het voorafbetaalde krag, hou rekord van wat jy doen. Jy kry 'n verwysingsnommer. Indien dit enigstens moontlik is, gaan uit, gaan kyk wanneer die tegnikus daar werk, neem 'n foto van voor en 'n foto van na hy daar gewerk het of sy daar gewerk het, hou dit as bewyse. Indien daar dan nou later iets sou gebeur, dan staan jy in 'n posisie om met bewyse te kan lewer dat hier is gepeter aan die krag nadat of dat die werker het verkeerdelik die krag uitgebring. Dis die tipe van bewyse wat jy nodig het. So maak seker, as jy die goed kry, eerstens, hou rekord, neem foto's voor en na, en meld dadelik 'n dispuut aan, indien daar so iets is. Indien jy ook 'n oproep kry, want dis hoe hierdie mense werk, oproep kry om hierdie geld of kontant betaling aan hulle te maak, neem die oproep op indien moontlik, maar ook sover as moontlik moet jy onmiddellik die saak by die polisie aanmeld, sodat daar 'n saaknommer is, en dit gaan jou situasie net sterker maak wanneer jy 'n dispuut verklaar. Granie, baie dankie vir jou tyd vanoggend en geniet die res van jou dag. Baie dankie Susan, en 'n lekker Vrydag, is Bokvrydag vandag, né? Ja, absoluut. Grandi Tennyson, VF Plus raadslid en kokesleier by die Tshwane Metro wat met ons gesels het oor onregmatige boetes en dan ook van die inwoners wat moontlik afgepers word. Dis